Goeiedag luisteraars. Baie welkom by Fontein van Vrede. Ek nooi jou om saam met my 'n reis te maak na die bofortrek in Jerusalem waar Jesus sy disippels verras met 'n daad van nederige liefde. Ons gaan luister na 'n verhaal wat nie net die disippels se harte omgekeer het nie, maar wat vandag nog ons harte uitdaag om oop te maak vir Jesus se teenwoordigheid. Ek wil begin deur vir ons uit die skrif te lees uit Johannes 13, vers 1 tot 11. Voor die viering van die Paasmaaltyd het Jesus reeds geweet dat sy tyd aangebreek het om van hierdie wêreld af na sy Vader toe terug te gaan. Jesus was lief vir sy eie mense wat in die wêreld gewoon het. Hy het hulle end uit lief gehad. Gedurende die maaltyd het die duiwel alreeds 'n saadjie in die hart van Judas, die seun van Simon Iskariot, geplant om Jesus uit te lewer. Jesus het geweet dat die Vader alles tot sy beskikking gestel het en dat hy van die God gekom het en weer tot God teruggaan. Hy het toe van die tafel af opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n doek gevat en dit om sy middel vasgebind. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was en af te droog met die doek wat om hom vasgebind was. Toe kom hy by Simon Petrus wat vir hom sê, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek besig is om te doen, verstaan jy nie nou nie, maar wanneer alles verby is, sal jy dit verstaan. Petrus se onmiddellike reaksie was, U sal tot in ewigheid nooit my voete was nie. Jesus antwoord hom en sê, as ek nie jou voete was nie, het jy nie 'n deel aan my nie. En Simon Petrus vra Jesus toe, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Maar Jesus sê vir hom, iemand wat klaar gebad het, is reeds heeltemal skoon, behalwe nog om sy voete te was. En julle is mos reeds skoon? Nee, nog nie almal nie. Jesus het goed geweet wie hom sou uitlewer en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Hierdie woorde is die begin van die verhaal wat ons bietjie gaan explore vandag. Ons gaan kyk na die kultuur van voete was en hierdie radikale daad van Jesus. Ek wil 'n bietjie stil staan by Petrus se worsteling en hoe dit alles vooruitwys na die kruis. Ek wil ook my persoonlike getuienis met julle deel wat wys dat hierdie boodskap vandag werklik lewens kan verander. So kom ons begin eers deur terug te stap in die geskiedenis. So in die Joods en Grieks-Romeinse wêreld was voete was nie opsioneel nie. Dit was 'n vaste tradisie van gasvryheid. In daardie dae was die paaie baie stowwerig. Mense het oop sandale gedra en wanneer jy dan by iemand se huis aangekom het, was jou voete vuil. En daarom was dit 'n teken van respek, gasvryheid, dat jou voete gewas sou word voordat jy by die tafel gaan aansit. Nou, dit is belangrik om te verstaan dat hierdie taak was nooit deur 'n rabbi gedoen nie. Dit was werk van 'n slaaf, soms 'n kind in die huis. 'n Disipel kon dit doen, maar nooit 'n leier nie. Dit was 'n daad van nederigheid. 'n Teken dat jy die ander persoon se gemak eerste stel, sy reinheid eerste stel. En om dit nie te doen nie was 'n belediging. Dit het gewys dat jy nie regtig jou gas welkom heet nie. En selfs in die Ou Testament sien ons dat hierdie gebruik alreeds gedoen was. Ons lees in Genesis 18, het Abraham sy 3 gaste ontvang en hy het vir hulle water gebring om hulle voete te was. Dit was deel van sy gasvryheid, deel van sy erkenning dat hierdie gaste eerbied verdien. En dit wys vir ons dat voete was nie net 'n praktiese daad nie, maar ook 'n geestelike en 'n sosiale gebaar van respek en liefde. En ek wil jou vra om 'n oomblik stil te staan en te dink, hoe lyk ons gasvryheid vandag? Ons het nou nie meer hierdie tradisie van voete was nie, maar hoe dien ons mekaar?
en hoe dien ons ander? Hoe wys ons vir mense dat hulle welkom is en dat hulle waardevol is en dat ons bereid is om ons eie gemaak prys te gee om hulle te dien? Gasvryheid is nie sommer net 'n kultuurgewoonte nie, dit is 'n hartsgesindheid. En dit is presies die gesindheid wat Jesus in Johannes 13 vir ons kom beliggaam. As ons dan verder aanbeweeg met hierdie verhaal, dan sien ons dat die disippels het alles voorberei vir die maaltyd. Die tafel was gedek gewees, die water en die skottel het hulle reggesit soos wat die tradisie dit bepaal het. Hulle het gedink hulle doen dit vir Jesus, dat hulle hom host vir die aand. En dan gebeur daar iets wat hulle nie verwag nie. Jesus staan op van die tafel af en hy trek sy boekleed uit. Hy bind 'n eenvoudige doek om sy middel en hy gooi water in die skottel. Toe begin hy, die meester, die rabbi, die Here, om sy disippels se voete te was. En in daardie oomblik verpletter hy nie net die tradisionele persepsie van leierskap nie, hy herskryf dit heeltemal. Die een wat die hoogste is, word die laagste, die een wat die Here is, word die dienskneg. 'n radikale omkeer van rolle. Wat Jesus hiermee sê is eenvoudig, jy is nie die gasheer nie, ek is die gasheer. En die disippels het gedink, hulle berei vir hom voor. Maar hy wys vir hulle dat hy die een is wat vir hulle voorberei. Hy was hulle voete as 'n teken van reiniging. 'n Teken dat hulle harte voorberei moet wees om te ontvang wat hy vir hulle gaan gee. Hy maak hulle skoon, nie van stof en van vuil nie, maar van trots en tradisie, selfverheffing, om plek te maak vir die grootste geskenk ooit, die nuwe verbond wat hy aan die kruis sou kom bevestig. Dink net 'n oomblik hoe radikaal dit moes wees vir die disippels. Hulle het hom as meester gesien, as die een wat hulle lei, en nou kniel hy voor hulle, doen die werk van 'n slaaf, en hy sê daarmee, ek dien jou, ek reinig jou, ek maak jou gereed. En daardie is die hart van die evangelie, dat Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ek wil die vraag vra, hoe sou jy vandag reageer as Jesus voor jou sou kom kniel en jou voete kom begin was? Sou jy dit toelaat? Sou jy dit glo? Sal jy hom toelaat om jou gasheer te wees? Om jou hart voor te berei vir sy geskenk van liefde en oorwinning? Nou kom ons kyk na Petrus. Petrus sit daar aan die tafel en hy kyk hoe Jesus die water in die skottel gooi, hoe hy neerkniel en Jesus die disippels se voete begin was. En toe Jesus by hom kom, kan Petrus dit eenvoudig net nie hanteer en hy sê, Here, U sal tot in ewigheid nooit my voete was nie. Hierdie teken, hierdie daad was vir Petrus net te intiem. Dit was te naby, dit was te onverrigting. Hy was die sterk een, die beskermheer, die een wat altyd reg staan om Jesus te verdedig. Hy het geglo dat sy rol was om Jesus te dien, om hom te beskerm, om hom te ondersteun. En nou kom Jesus en hy draai alles om. Jesus wil hom dien. Jesus wil hom reinig. Jesus wil sy mure afbreek. En ek wonder net hoe ongemaklik dit moes gewees het. Petrus het mure gebou van trots, selfstandigheid. Die idee dat hy die een is wat vir Jesus moes sorg. En nou dreig dit, dat daardie mure ineen sal stort.
Hy word gekonfronteer met die waarheid wat hy nie verwag het nie. Dat hy Jesus volg, omdat hy nie vir Jesus volg, omdat Jesus hom nodig het nie, maar omdat Jesus hom wil dien. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Dis 'n baie skerp, maar 'n liefdevolle waarheid. Petrus moes besef dat om deel van Jesus te wees, beteken dat jy moet toelaat dat Jesus jou dien. Dat Jesus sy hart moes reinig. Dat Jesus sy intieme meester is. En dan tipies van Petrus, spring hy sommer van die een uiterste na die ander en hy sê, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Hy besef dat as hy Jesus gaan toelaat, hy hom heeltemal moet toelaat. Hy wil alles gee, alles oopmaak, alles blootstel. En hierdie is so 'n belangrike oomblik. Dit wys vir ons dat om Jesus te bevolg beteken dat jy moet bereid wees om jou trots neer te lê. Jy moet bereid wees om jou mure af te breek. En jy moet bereid wees om toe te laat dat hy jou dien. Dit vra van ons om vulnerable te wees. Ons harte bloot te stel. En om te erken dat ons hom nodig het. En nie andersom nie. Hoe lyk jou mure vandag? Wat hou jou terug om Jesus toe te laat om jou voete te was? Om jou hart te reinig, jou intiem te ontmoet. Petrus moes kies. En jy moet ook kies. Gaan jy vasklou aan trots? Of gaan jy jou hart oopmaak vir die liefde van jou meester? Wanneer ons hierdie toneel van Jesus wat sy disippels se voete was lees, moet ons verstaan dat dit nie net 'n daad was van nederigheid nie. Dit was 'n profetiese teken van wat sou kom. Hierdie eenvoudige handeling wys vooruit na die kruis. Jesus kniel neer, hy buig af. Hy neem die rol van dienskneg. En dit is presies hoe hy sy lewe sou gee. Nie in mag en glorie volgens die wêreldse standaarde nie, maar in nederigheid. In selfopoffering, in liefde, wat bereid is om alles te gee. Die kruis is die plek waar krag en oorwinning gebore word, uit dit wat die wêreld sien as 'n nederlaag. Die kruis is die plek waar die Here van die heelal homself verneder sodat ons verhoog kan word. Die voete was dus nie net simboliese reiniging nie. Dis 'n voorbereiding vir die nagmaal wat Jesus sou instel. Die tafel van die nuwe verbond, hy moes sy disippels se harte reinig. Hulle voorberei om te kan ontvang die grootste geskenk ooit. Die geskenk van versoening, van vergifnis, van nuwe lewe. En dit bring ons by 'n belangrike vraag. Hoe lankal loop jy saam met Jesus? En hoe lankal sit jy langs die tafel, maar hou nog mure om jou hart? Wat is die dinge wat jou laat glo dat jy nie in oorwinning kan lewe nie? Wat is daardie leuns wat jy oor jouself geglo het, wat jou keer om toe te laat dat Jesus jou voete was? Paasfees is om die draai en daar is 'n gevaar dat hierdie naweek kan kom en gaan en jy bly dieselfde. As jou hart nie uitgewas en reggemaak is om die geskenk van die kruis te ontvang nie. Jesus vra niks van jou nie, behalwe dat jy sal toelaat. Hy sê vandag vir jou, jy is nie die gasheer nie, ek is die gasheer. Hy wil hê jy moet instap in sy teenwoordigheid. Gaan aansit by daai tafel wat hy vir jou voorberei het. Die tafel van oorwinning, van liefde, van onvoorwaardelike aanvaarding. Die kruis was vooruitgewys vir daardie eenvoudige daad van voete was.
Dit roep jou vandag om jou hart oop te maak vir die werklikheid, die volle werklikheid van sy liefde. Ek wil hierdie boodskap persoonlik maak. Ek wil jou vertel van my eie pad, my eie getuienis, omdat ek glo dat dit aansluit by wat ons hier hoor in Johannes 13. Daar was 'n tyd in my lewe waar ek gevoel het ek moet sterk wees, dat ek alles self moet dra. Ek het gedink dat ek moet vir Jesus werk. Ek moet hom beskerm, ek moet hom dien. Ek het mure om my hart gebou, mure van trots en selfstandigheid, van die idee dat ek moet altyd in beheer wees. Maar diep in my was ek moeg. Ek was seer. Ek het geweet, daar is dele in my hart wat ek nooit vir hom oopgemaak het nie. En toe kom Jesus, net soos wat hy by Petrus gekom het. Hy het vir my gekonfronteer met sy liefde, sy intimiteit en sy nederigheid, en hy het vir my gewys, Martha, jy is nie die gasheer nie, ek is die gasheer. Hy wou my dien, hy wou my hart reinig en hy wou my mure afbreek. Dit was die dag wat ek besef het, dat ek vir baie jare saam met hom geloop het, maar ek het hom nog nooit heeltemal toegelaat in my innermost being nie. Ek het nog vasgehou aan trots, aan die idee dat ek moet sterk wees. Maar toe ek uiteindelik sê, Here, was nie net my voete nie, maar was ook my hande en my kop, het ek daardie vryheid ervaar wat ek nog nooit geken het nie. Jesus het my gehoust. Hy het my intiem ontmoet, hy het my mure afgebreek en my hart oopgemaak vir sy liefde. En ek kan vandag getuig dat dit is die grootste oorwinning van my lewe. Nie omdat ek iets gedoen het nie, maar omdat ek toegelaat het dat hy alles doen. Ek deel hierdie met jou omdat ek glo dat daar is dalk nog mure om jou hart. Jy voel dalk jy moet sterk wees, dat jy alles self moet dra. Jy moet vir Jesus werk. Maar hy sê vandag vir jou, jy is nie die gasheer nie. Ek is die gasheer. Hy wil jou doen, hy wil jou reinig, hy wil jou voorberei om aan te sit by daai tafel van oorwinning. En ek kan uit my eie lewe sê, daar is niks so bevrydend soos om toe te laat dat Jesus jou voete was nie. Dis intiem, nederig, dis liefde. En dit verander jou vir altyd. En daarom vra ek weer, wat is daardie mure om jou hart? Wat is die trots, die seer, die leuns wat jy glo, wat keer, dat jy Jesus toelaat om jou voete te was? Hierdie week voor Paasfees is 'n tyd van voorbereiding. Jy kan die naweek deurgaan, jy kan die dienste bywoon, jy kan die liedere sing, maar as jou hart nie oop is nie, as jy nie toelaat dat hy jou reinig nie, dan mis jy die geskenk wat hy vir jou voorberei het. Jesus staan vandag voor jou hart en hy sê, ek wil jou host. Ek wil jou intiem ontmoet, ek wil jou mure afbreek en jou hart vul met my liefde. Hy nooi jou om aan te sit by die tafel van oorwinning, die tafel van vergifnis, die tafel van onvoorwaardelike aanvaarding. So ek nooi jou vandag, maak jou hart oop. Laat toe dat Jesus jou voete was. Laat toe dat hy jou voorberei vir die kruis en vir die opstanding. Laat toe dat hy jou gasheer is, jou Here, jou meester, jou vriend. Mag jy hierdie week instap in sy teenwoordigheid. Mag jy gaan aansit by die tafel wat hy vir jou voorberei het en mag jy ervaar dat sy liefde jou reinig, jou vry maak en jou vul met oorwinning. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons buig vandag ons harte voor U. Dankie dat U gekom het, nie om gedien te word, maar om te dien. Dankie dat U ons voete was, dat U ons reinig,
dat U ons voorberei om aan te sit by die tafel van oorwinning. Here, ons erken dat dikwels by ons mure van trots, selfstandigheid, seer, vrees. Maar vandag vra ons dat U daardie mure sal afbreek. Kom en vul ons harte met U liefde, U vrede en U vergifnis. Dankie Here dat U die gasheer is, dat U ons nooi om deel te wees van hierdie nuwe verbond. Dankie dat U aan die kruis gesterf het, sodat ons kan leef in vryheid en in oorwinning. Ek bid vandag, Here, vir elke luisteraar, dat hulle hierdie week sal ingaan en sal toelaat dat U hulle voete was. Dat U hulle harte reinig, dat hulle sal instap in die teenwoordigheid. Mag hulle die tafel van U liefde ervaar, die tafel van U aanvaarding, die tafel van U oorwinning. Here, ons gee onsself aan U, en ons sê, was ons, reinig ons, vul ons, en mag ons lewens 'n getuienis wees van U nederige liefde. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.